Goeiemôre, good morning. Nee, wat van goeiemôre, good morning, hoe gaan dit? Daar is hy nog. Jy moet nog Jy moet uitsit. toch 'n bietjie een oggend vir ons 'n bietjie 'n noot gooi daar, man. Nee, weet jy wat het ek gedink? Ja. Ek wag vir die oggend wat jy vir ons gaan sê wat in die dag se program gebeur. Al Of singende. nie gaan ja, vir ons gaan sing Ja. wat voor lê. Toe maar ons sal maar sien hoe draai die week uit, maar Jy kon dit vanoggend probeer het as jy wou. moet nooit hoop verloor nie, want vandag gesels ons onder andere met Jacques van Heerden oor die toename in kubermisdaad en ek moet eintlik soos daai ouens wees wat dan, jy weet in die ou dae het hulle mos gesels so. Ja. Jy weet Elsa, ek kuier elke oggend saam met jou hier op Goeiemôre Suid-Afrika terwyl die musiek so in die agtergrond speel. Ja? Ja, dan moet ek hom so verwoord. So ek begin hom sing en dan verwoord ek hom net verder. Maar ek laat dit eerder vanmôre oor aan jou. Nou maar goed, laat ons dan nou maar net so 'n bietjie rewind. Ja. Laat ek nou maar van die begin af net Ja, gesê. doen dit. Ek het gesê vandag. Vertel waar ons vandag Hier gaan ons. gesels. Para. Vandag gesels ons met Jacques van Heerden oor die toename in kubermisdaad en hoe ons onsself kan beskerm. Franco Leroux van die Afrika rekord of liewer wat die Afrika rekord in 60 meter hekkies verbeter het, sluit by ons aan. Marlene Cronje kom deel meer oor hulle ongelooflike Cape to Care reis. Dis altyd baie lekker om meer daaroor ook te hoor of daarvan te hoor. Dan sien ek ook Sean Ekstrom vertel ons oor die terugkeer van die stoomtrein Sylvia na die tuinroete. Lekker. Dalk ek het gewag vir 'n byklank, maar nietemin. Daar sy. Goed. Albert en Lorraine Leroux vertel ons van 'n interessante Paasfeesmark. Ek kan nie wag vir daai gesprek nie. Ek dink dit gaan baie interessant wees. En dan is Zoe ook hier met haar nuwe enkelsnit, Pikkewynstraat. Pikkewynstraat. Was jy al daar gewees? Waar so is dit? Nee, dis 'n baie mooi uitkykpunt in Pretoria. En dis 'n monumentpark en ek kan nie vir jou sê nie. Kyk, dit is mooi as jy deur die dag ook so intoe gaan, maar in die aand wanneer die liggies dan nou brand, dan is dit ook sy mooiste. En ek het nooit geweet nie, maar dis nogal 'n bymekaar kom plek vir ek dink veral vir jonger mense, maar So, ons het nie noodwendig ook 'n Clifton nodig met 'n mooi uitkykpunt en so aan nie. Ons het 'n Pikkewynstraat. ons het 'n Pikkewynstraat maar sonder 'n see. Maar ons verbeel onsself van die see, die dinge. Ja. Lekker. Dit So is waarmee nou skop baie ons ding oggendpraatjies af? Ek sien jy het so 'n nuwe vonkel in jou oog. Is dit nou die maandagooggend vonkel? Ja. Weet jy? Het ek jou kat gevang daar, Els? Is dit 'n Dinsdagoggend? Is dit 'n Woensdagoggend? Waar wil jy wees? Jy's akiet verward vanoggend. Ja, maar ek- goed, kyk, ek's baie ek het- bly as jy iets in my oog raak sien wat ek Die vonkel is daar, so ek wil die week nog 'n dag langer maak. Dis hoekom ek op Maandag is. ons verstaan. Nou maar goed, ons kan later 'n bietjie meer uitbrei. Maar ek wil graag vir jou vra, wat is die kleinste huis waarin jy al gewoon het of waarin jy dink jy sal kan leef? O nee, jette, jy weet as ek nogal partykeer vakansieplekke besoek en so en dan boek jy ook mos partykeer net maar 'n chalet vir die verblyf en goeders. En dan kom jy agter, okay, met hierdie kan 'n ou dalk regkom. Jy het niks meer as dit nodig nie. Maar ek kan nou nie vir jou sê ek sal nou nog dink aan 'n 2 slaapkamer met 'n kombuisie en 'n sitkamer en so, maar nou nie vir my vra op die groot is nie. 10 vierkante meter. Ja, maar dit is nou vir wanneer jy so 'n bietjie wegbreek, nê? Maar oor die algemeen sal jy dit verkies om 'n bietjie meer ruimte te hê, neem ek aan. Ten minste 196 na 100 vierkante meter, dan sal 'n ou daarin kan beweeg. Ek het geen idee hoe groot dit is waarna jy nou net verwys het nie, maar nietemin ons weet jy het 'n gesin, so dit maak vir my heeltemal sin, maar die een in Peru wat glo die wêreld se nouste huis is, nê, ek wil 'n bietjie meer daarvan vertel. Net 63 cm wyd. Kan jy dit oor vertel? Ja, jy hoor reg. Die huis is ontwerp deur 'n man met die naam Fabio Moreno en al is dit ongelooflik smal, bevat dit basies alles wat 'n gewone huis het: 'n kombuis, badkamer, slaapkamer, selfs trappe tussen 2 verdiepings. Alles net in hierdie baie klein spasie ingepas. Die idee agter die huis is dat geluk nie van hoe groot jou huis is afhang nie, maar eerder van hoe jy jou spasie benut. Moreno het aansoek gedoen om dit as die wêreld se nouste huis te laat erken. So persoonlik moet ek vir jou sê, ek hou van 'n klein plekkie, want dit voel vir my as ek die knus, nê, of die Engelse woord cozy. Ja. So maar ek dink daai is effe knap. 63. Hoe is dit so breed? Hæ?
Dis net so rapsie oor 230 cm Gaan ons liniale wat daardeur ons kan skoon. beweeg? Ons gaan so met Ja, gaan maar skuif. definitief sideways moet gaan, want dit is vir my 'n bietjie knap. Kyk, en as jy dan nou nog 'n bietjie entevrees het, dan het jy Jou probleme. grootste nagmerrie. Maar nou ja, Kaapstad is behoorlik in sy luukse leefstyl era en dit wys nou selfs in iets so eenvoudig soos 'n soetigheid. Els, die Franse patisserie Le Dourier het by die V&A waterfront oopgemaak en almal praat oor een spesifieke item. 'n Boks gevul met 200 macaroons. Is dit macaroons of macarons? Wat is dit? Macaroons, sover ek weet. Macaroons, okay. Wat amper, luister hierna, R28,000 kos. so lus vir 'n soetigheid was ek nog nooit. Dit werk uit op so R140 vir een macaroon en die macaroons is nie meer net 'n lekkerny nie, maar eerder 'n luukse ervaring of selfs 'n statussimbool. Die handelsmerk kom van Parys af, bestaan al sedert 1862 en is wêreldwyd bekend. Maar wat interessant is dat mense steeds in rye staan om by hierdie bakkery uit te kom en hierdie macaroons te probeer. Ek is geskok, maar ek het onlangs ook gelees van 12 ton KitKats wat gesteel is in Europa. 12 ton KitKats. So net voor Paasfees, jy weet. Iemand wou 'n breek vat. Iemand het dit was baie desperaat geweest, ja. Hoorie, maar kan jy dit dink? Ek verstaan 'n fancy bakkery met 'n, jy weet, as hulle nou 'n groot troukoek of jy het mos al gesien die kykbas en al daai ouens voor see as hulle hierdie opdrag te kry om hierdie groot goed te bou wat soos 'n motorfiets lyk of so. Dit kan ek nogal verstaan. Maar 'n macaroon is so, wat maak dit so? Wow. Ja, ek wil nou nie mense in die gesig vat nie, maar Nee, ek het ook nog nooit, Ja, ek het nog nooit verstaan nie, dan maar eerder enige iets met Nutella ja. sal ek nog verstaan. Jy Ek weet. dink die mense wat in rye staan het almal dalk huisies so groot van 63 cm breed, want dan het hy nie nodig om voluit te meubileer en al daai fancy meubels in te sit nie. So wat doen hy in die oggende? Ek gaan kry vir my 'n boksie met 200 macaroons teen R28,000 vir so 'n boksie. Kyk, my kinders sal 'n jaar eet in daai boks. As ek so 'n boks macaroons moet koop. Wie het nou ooit gedink dat macaroons jy weet as 'n kommoditeit Ja. gereken kan word. Nee, dit is Nee, vir ek baie nie. baie interessant. R28,000, maar dis mos klein geld vir jou, Pieter. Ja, nee. Maar kyk, as jy nou een of ander tyd in die Kaap 'n draai gemaak. Ek wil net gou weer op daai naam afkom. Die naam van die plek is La Dourier. La Dourier, ek het gesê Lavorie, La Dourier. Ag, jy weet, nou moet ons seker vir jou sê we love it when you speak foreign, nee. Ek kan 'n lekker foreigner gesels, maar dis lekker. Hey, hoorie, as jy dalk kies of so kan aanstuur of so gaan, laat weet ons bietjie op sosiale media as jy ook in die ry geval het vir daardie heerlike soet macaroons. Stuur maar vir ons 'n boksie, ons sal dit graag op die proef wil stel, hè? Okay, 'n halwe boksie. Nietemin, ons wil nou niemand in 'n boksie indruk ook vandag nie. Ons wil net so 'n bietjie lekker nuus ook met jou deel. Bly jy egter net waar jy is, want ons kuier net hierna verder met sommer nog baie opwindende dinge hier by Goeiemôre, Good Morning. Al wat ons soek is daai Dinsdagoggend vonkel ook in jou oog. So, moenie weggaan nie. Ons is nou weer terug. Ek is nou lus vir 'n macaroon. Ek gaan eenetjie soek. Goodbye. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ontsnap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark,
of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique, trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning. Welkom terug. Nou net voordat ons by die volgende oggendpraatjie uitkom, wag. Daar is sy gesondheid. Lekker, hierdie is mos ook Hierdie een is van jou my gunstelinge. gunsteling. Hierdie is my gunsteling sap. Tomatiesappie. Ja, nee, maar gesondheid daarson. Hulle sê op die grond prooi anders as bo in die lug. En bo in die lug is hy baie gewild. Mense wat nooit 'n tomatiesappie onder op die aarde drink nie. As hulle vlieg dan soek hulle skielik 'n tomatiesap. Ek sal nog 'n bietjie daai storie gaan uitvind vir ons. Hoe dit ook al sê, dis heerlik en vars. Maar kom ons kyk gou na 'n skokkende video. Ja! Ons dood daar ou oepsie. Ons het lank staan gehad. Nou, net vir 'n geval jy nou nie lekker kon sien wat daar gebeur het nie. Die skokkende video van 'n vermeende sogenaamde smash and grabber, oftewel kaper, wat aan 'n bewegende motor vasklou. Ek dink dit is die kern van hierdie video. Het die week wyd op sosiale media versprei. Nou die voorval het na bewering op Jakes Gerwelrylaan in Kaapstad plaasgevind, waar die voertuig vanaf Epping in die rigting van Langa en Bonteheuwel beweeg het. Op die beeldmateriaal sien ons hoe 'n man aan die passasierskant van die motor hang terwyl die voertuig ry. Die polisie sê egter dat hulle geen amptelike rekord van die spesifieke voorval het nie. Die voorval is een van verskeie onlangse smash and grab gevalle of kapings in die area. Volgens Bonteheuwel se wijkraadslid Angus McKenzie is dit opvallend dat hierdie voorval nie in 'n bekende sogenaamde hotspot soos Langa plaasgevind het nie, maar eerder dan nou in Epping. Hy waarsku dat hierdie tipe misdaad baie uitbuitend is en dat oortreders dikwels na gebiede skuif waar daar minder sigbare polisieering is. Smash and grab voorvalle of kapingsvoorvalle kom steeds gereeld langs roetes soos die dan nou voor. En ek wil graag aanbeweeg deur te sê, McKenzie sê, een van die grootste uitdagings is dat baie van hierdie misdade nooit aangemeld word nie. Wanneer dit wel gerapporteer word, is dit dikwels net vir versekeringseise. Hy sê ook, slagoffers wil nie jare lank deur hofprosesse gaan nie, maar as misdaad nie aangemeld word nie, word dit nie as 'n prioriteit beskou nie. En hy moedig motoriste aan om hierdie voorvalle aan te meld, selfs al wil hulle nie die volle regsproses volg nie. Intussen is die polisie steeds op soek na 'n verdagte wat op hommeltuigbeeldmateriaal vasgevang is, terwyl hy motoriste naby Denoon dan nou teiken. In een geval is 'n selfoon by 'n verkeerslig gesteel.
Ondersoeke duur in hierdie stadium voort. Die raadslid Jonathan Capito sê tegnologie soos CCTV en hommeltuie help wel om bewyse te versamel, maar dit voorkom nie misdaad in die oomblik nie. Hy beklemtoon dat beter sigbare polisieering en samewerking op grondvlak noodsaaklik is. Daar is ook kommer dat baie van hierdie misdade deur jong mense wat min ekonomiese geleenthede het gepleeg word. Sonder ingryping op die vlak, sê hy, sal die probleem net voortduur. Motoriste word intussen aangeraai om waaksaam te bly, ook waardevolle items te versteek en dan ook om seker te maak dat vensters toe is en deure gesluit is. So enige iemand met meer inligting kan Crime Stop kontak of die MySap stoep gebruik om anoniem liewer te rapporteer. Dis interessant nee, ek meen 'n ou weet van al hierdie goeders, maar ek ry ook hoeveel kere verby mense in die stad of so wat se vensters nog oop is en hulle sit maar net glad nie, jy weet, wat hulle ingestel is of wat rondom hulle aangaan nie. Ja, ek wonder nou wel wat spesifiek in die geval dan nou gebeur het. Of dit waarskynlik iemand was wat 'n motoris geteken het, en toe op die einde van die dag het die motoris dalk besluit, hulle laat die venster weer opgaan of toegaan, en die persoon het dalk toe so 'n bietjie vasgesit en het geen ander keuse gehad as om 'n bietjie saam in die motor te beweeg nie. Ek dink mense is maar net gefrustreerd en dalk was die persoon wat in die voertuig was, baie waaksaam geweest in die oomblik toe hy sy hand deursteek om die foon te steel of wat ook al te steel, toe gryp hulle hom en sê, okay, Pelly, nou gaan jy saam met ons hardloop, nou gaan jy boet, want ons weet daar gaan niks met jou gebeur nie, of die kans dat jy opgespoor gaan word en dis vir my die ander hartseer, jy weet, ons het ook nou maar so geraak, dat ons half vertroue verloor het in die mense wat eintlik vir ons die sekuriteit moet gee en moet handhaaf. Met verwysing seker dan nou maar ongelukkig na die polisie, wie se hande ook maar afgekap is, by wyse van minder getalle en dinge wat hulle het, om juist dit te kan doen. Maar nou ja, jy weet, ek sê ook, mense moet maar meer dit aanmeld ook, wys jy net hoe het mense geraak nie, is maar net, hoorie, dit het ook nou met my gebeur, gaan ek dit aanmeld, wat gaan dit help? Ja, ek probeer nou terugdink, dit het een keer met my gebeur, hier in Pretoria, en dit was 'n baie traumatiese, dit was regtig baie traumaties geweest. Ek was die aand op pad van die radiostasie, vanaf die radiostasie in Harties waar ek daai tyd gewerk het. En ek het ook gestop en dit was my eie skuld want ek het 'n sakkie gehad met my oorfone in wat ek op my sitplek voor langs my neergesit het. So maar dit het so vinnig gebeur en ek het daarna, ek was so de mekaar dat ek nie eers 100% geweet het waar presies ek is nie en ek het net huis toe gejaag. Ek kan nie eers onthou of ek 'n draai by die polisiestasie gemaak het om dit aan te meld nie. Ek moes seker vir versekering. Maar ek dink mense voel so 'n bietjie raad op. Jy weet na aanleiding van wat gaan nou eintlik gebeur? Dit bly 'n groot probleem. Nee, dit het met my ook al gebeur en dan het ek omgedraai en agter die ouens aangehardloop en na die tyd dan dink ek net vir myself, okay, wat se nou gebeur het, maar ook daai tyd want ek was geroof. Onthou die ou dae het jy nog 'n selfoon hier gehak en alles, ek's geroof en omgedraai en dan gil ek hier van agteraf, vang hom of stop that guy. Mense maak maar net oop en niks gebeur nie. Maar ja, jy weet, ek sê maar net, ek dink die groot ding hierso is jy weet, maak nie saak waar dit is nie, of hulle nou 'n hotspot aandui of nie, wees altyd, ek sit soos 'n meerkat in my kar, ek kyk so oral, K53 lisensies werk vir my, want ek is oral. Dit is die enigste manier, dink ek. So bly waaksaam en bly ook ingeskakel hier by Goeiemôre Good Morning, want so van die een misdaad na volgende, net hierna fokus ons op kubermisdaad om 'n paar wenke te kry. Ons is nou weer terug. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis Wi-Fi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad.
comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kibermisdaad is besig om vinnig toe te neem en Suid-Afrika is een van die lande wat die meeste geteiken word. Dit raak nie meer net groot maatskappye nie. Gewone mense soos ek en jy is toenemend die slagoffers. Nou Jacques van Heerden, die stigter van Global Technology Security Providers, kuier vandag hier by ons om ons te help verstaan wat kibermisdaad regtig is en hoe ons onsself beter kan beskerm. Baie welkom aan jou. Dankie julle. Goed, Jacques, kom ons begin eenvoudig net deur te vra wat presies is kibermisdaad? Kibermisdaad is basies 'n misdaad wat oor die internet gebeur. So as jy dink aan jou selfoon of 'n skootrekenaar, dis enige rekenaar wat met 'n enige crime wat met 'n skootrekenaar gepleeg word. Ja. En hoekom is Suid-Afrika so 'n groot teiken in hierdie verband? Ons as 'n land is besig om te groei en elkeen is besig om selfone te kry. En met die wat jy 'n selfoon kry of 'n rekenaar kry, raak jy 'n teiken. Ja. So jy hoef nie baie slim te wees om 'n teiken te wees nie. En wat basies gebeur is as om gehack te word, moet jy maar basies net 'n maklike teiken wees. So jy moet net basies op die e-pos klik of die e-pos oopmaak en dan is jy basies 'n teiken vir die krimineel. Nou baie mense dink dit sal nie met hulle gebeur nie. So ek dink die vraag is, jy weet, hoe lyk die werklikheid vir 'n gewone gebruiker? Op 'n daaglikse basis kry ek 'n gewone gebruiker wat my bel en sê ek het miljoene oorbetaal in 'n verkeerde rekening in. En dit is basies wat gebeur. So van 'n gebruikerspunt af val die gewone gebruiker altyd in die strik om te dink die e-pos wat hy inkry is 'n wettiglike e-pos of die SMS wat hy kry of die bankoproep is regtig die bank wat hom bel. En dit is die kriminele wat hom bel en hy mislei hom deur dit. En al wat ek soek as 'n krimineel is net om jou 'n bietjie te mislei, jou 80% van die waarheid te vertel en as ek jou gekry het, dan het ek jou en dan moet ek dit net verder vat. Goed, nou jy het ook 'n paar goedjies hier vir ons saamgebring. Wat presies is dit? Net om vinnig te wees, hierdie is maar net ek noem dit speelgoed. Ja. Hierdie een is besig om julle wifi te hack. Hy's klaar in die wifi in. Goeiemôre een. Hy's klaar toegang gekry. Ek het gesien hier gebeur iets op hierdie skermpie, ja. Maar dis reg genoeg vir klein goeters. Hier is nou vir jou groot corporates. Ek sal hom op 'n drone sit, dan sal ek na die corporate toe vlieg as hy nou op 'n hoë gebou is. Anders sit ek dit maar net in my laptop sak en loop ek in. Dit soos hierdie tipe goeters is RFID reader. Hom sak in my mouse sit, en dan loop ek net verby en dan steel ek jou kaart se ID. En dan het ek toegang mee gebou. Dit is regtig so maklik. Jy het oefening nodig, maar dit is regtig so maklik, ja. Met daai in gedagte wil ek tog vir jou vra, daai spesifieke apparaat waarna jy nou verwys het. Ja. Jy weet, deesdae gebruik ons mos nou of is dit baie gerieflik om te tap ook, nê, met behulp van ons selfone. So hou dit ook 'n risiko in, jy weet, na aanleiding van daai spesifieke apparaat. In die vroeë jare het ek op Goudtrein rondgeloop en dan soos ek verby die mense se rugsakke geloop het hy geaktiveer, maar ek het nie die transaksie gevoltooi nie, want dan is dit bedrog. So ek het meer 'n proof of concept gedoen om te sien of dit werklik so is. Deesdae kry jy 'n aluminium wallet waar jy jou kaart insit en jou karsleutel ook om jou te beskerm. Dit is baie interessant, maar ook baie kommerwekkend. So wat jy sê, is sommige van die mees algemene maniere waarop mense miskien gevang word. Die meeste mense word gevang deur
deur dringendheid. Jy kry e-pos in en is dringend. Jy moet dringend aandag gee aan die e-pos. En sodra jy dit sien, moet jy weet hier's iets fout. So moet nooit haastig wees om die e-pos te antwoord nie, of die oproep te antwoord wat jy kry nie. Ou moet baie versigtig wees. Van 'n persoon, van 'n man in die straat se kant af, hulle is baie teikens, want die mense verstaan baie min hulle selfoon en wat die selfoon kan doen. Aan jou besigheidskant, as ons praat van invoice-bedrog byvoorbeeld, of bankbedrog, dan kom 'n invoice in die maatskappy in, met 'n bankrekeningnommer, en die besigheid is te vinnig om te betaal op daai bankrekening, sonder om verifikasies te doen. En as daai betaling gedoen is dit baie moeilik om daai betaling terug te kry. Daar's wettige stappe wat jy kan doen, maar dit is nog steeds moeilik. So jou besighede word baie gevang met groot miljoene geld, maar selfs jou verbruikers ook. Ek het soos 2 weke terug 'n persoon gehad wat 4 miljoen verloor het, net deur geld in die verkeerde rekening in te betaal. Jy weet, en dan dink ek ook aan iets soos byvoorbeeld, ek dink die meeste van ons het al 'n oproep ontvang van 'n sogenaamde selfoonverskaffer, en dan word daar gesê, nee, iemand het nou jou SIM-kaart gekloon, en jy moet nou dit of dat doen om hierdie probleem nou uit te sorteer. So dit val ook onder Dit is die skelm wat jy bel. Dit is die skelm, en al wat hy wil hê is jy moet jou selfoon afsit. Want as jy jou selfoon afsit, die registreer jy van die netwerk af, en dan kom die nuwe SIM-kaart online wat hulle gevat het. Goed, wat is sommige van die basiese reëls wat mense moet ken of van weet wat die kuberruimte betref? Eerstens, ken jou apparaat, jou selfoon. Ken jou selfoon, weet wat hy kan doen. As jy 'n e-pos inkry en jy het hierdie kompetisie gewen, en jy het nie ingeskryf vir dit nie, dan moet jy weet, ignoreer dit. As jy 'n e-pos kry en sê jou pakkie is op hul want jy het nie jou geld betaal nie, het jy 'n pakkie wat op pad is? Nee, so ignoreer dit. Mense is te maklik om te val vir hierdie scams wat daar uitkom en te klik op die links. Want sodra jy op daai link klik, dan het ek toegang na jou toe en jou rekenaar. En van daar af sprei ek dan baie stadig in die res van die besigheid in. En dan soos ek versprei na die res van die besigheid toe, vat ek al daai ander rekenaar se toegang, en ek het dit, en voor die einde van die dag het ek toegang na die hele besigheid toe. Goed, nou jy dan vir ons net so vinnig, jy weet, vertel van sommige van hierdie goedjies wat jy nou saamgebring het, ateljee toe. So my vraag is, waarvoor word dit dan nou gebruik? Gebruik jy dit vir navorsing in die verband, om mense meer bewus te maak? So, in my wêreld is ek 'n ethical hacker, wat beteken is maatskappye sal my huur om in te breek. So ek het al die skills van 'n gewone hacker, maar net op 'n etiese basis. En dis baie belangrik. Soos byvoorbeeld enige rekenaar het 'n wagwoord, paswoord skerm. Hierdie ding gee my toegang om verby dit te kom, sonder om die paswoord te ken. Dit werk op servers en op workstations. So, ek word gehuur om basies in maatskappye in te gaan, en dan sit ek met die bestuur van die maatskappy en IT, om hulle te help om te verstaan wat ek gedoen het, hoe ek dit gedoen het, en dan verby te kom. Om 'n voorbeeld te gee. Hier is 'n kabel. Ja. Dis 'n laaikabel. Ja. As ek jou vra, laai my foon vir my asseblief, my battery hardloop pap. En regtig, is nou jammer, ek is nou hierso vir ietsie en ek wil net my foon bietjie laai. Sê hom in jou rekenaar insit. Dis gewoon 'n laaikabel. Dit lyk so, ja. As jy hom insit, verander hier's 'n klein rekenaartjie hier binne. Ek gebruik jou internet om terug te gaan na die cloud toe. Deur daai koneksie download ons noem dit payloads, na hom toe, en dan het ek toegang na jou rekenaar toe en die res van die netwerk. Net deur hierdie kabel in jou rekenaar in te druk. Ek moet vir jou sê, dit is vir my werklik 'n geval van, ek kan nie glo wat jy my alles vertel nie, maar terselfdertyd is dit ook indrukwekkend. So baie dankie dat jy vanoggend 'n bietjie meer daaroor kom gesels het. Dis 'n plesier. En ek is seker van ons gaan in die toekoms weer gesels. Dis reg, is alles reg. En moet nou maar nie verder ons wifi netwerk hack nie, hoor. Nee. Maar jy is by goeiemôre, good morning, en jy moet ingeskakel bly want ons gaan net hierna voort. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers?
Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance a Car het 'n oplossing vir jou. Refinance a Car, motorfinansiering met voordele. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Dis goeiemôre, good morning, dis sporttyd, ek is Arnold Geerts. Vandag direk vanuit Potchefstroom is Franco Leroux, een van Suid-Afrika se voorste hekkies en kortafstand atlete. Franco het onlangs die Afrika rekord in die 60 meter hekkies in Pole by die wêreldkampioenskappe verbeter en het ook deelgeneem aan die wêreldstudente en binneshuise wêreldfinale wat hy dan ook daar gehaal het, die eindstryd. Franco, baie lekker om jou saam met ons te hê. Eerstens, kom ons gaan net terug na Pole toe. Het jy verwag dat jy die Afrika rekord gaan verbeter? Goeiemôre oom. Dis moeilik oom, want ek en my coach se beplanning het mooi geloop en gevorder soos ons gehoop het dit sou. Ek en hy het altyd saam gedroom vir dit. So in 'n mate wil ek sê ja, ons het geweet dit kan gebeur, ons beplanning en alles mooi geloop en ek dink omdat coach Sean ook tevore al binneshuis gehardloop het, die ervaring wat hy opgebou het en saam gekry het en saam met die klomp buitelanders wat geoefen het, het ek gedink ons voorbereiding alles reg om dit te kan doen. Ek is so bly jy noem jou afrigter Sean Bounds, want dis baie mooi poëtiese lisensie, want dis nou die atleet wie se rekord jy verbeter het. Ja oom, dit is, ek en hy het altyd beoefening, dan praat ons al, ek hou daarvan om sy stories te luister oor waar hy gehardloop het en als in sy binneshuise stories het my baie geïnspireer. En sy rekord was altyd op die kaarte om te breek. En dit is sy nalatenskap, die rekord wat hy gelos het. En ek dink nou dat ek hom gebreek het met, omdat ek so atleet is dit nog beter. Dit sit hom in 'n baie goeie spasie en 'n oogwink dat ons op die regte pad is met ons hekkies en oefening. En ja, ek dink is 'n goeie storie om te vertel dat ek my coach se rekord gebreek het, maar vir hom ook dat ek 'n atleet is en sy nalatenskap. Jy noem Suid-Afrikaanse atletiek op die oomblik natuurlik, dit lyk van die buitekant af asof daar 'n groot oplewing in SA atletiek is. Waaraan skryf jy dit toe? Want jy's daar in die binnekringe. Ek kan nou nie veel uitpraat nie, ek praat maar net namens wat ek weet. Ons het 'n klein span wat gegaan het, dit was regtig lekker, ons het almal mekaar goed leer ken op die toer, en alles wat gebeur het, ons kan regtig kla nie. Dit was 'n baie goeie ervaring vir ons almal, en ek dink ons almal het daaruit geleer en gebaat vir die seisoen wat voorlê, en hopelik sal almal dit weer doen om nog 'n wêreld binneshuis te gaan doen. Maar ja, ek kan net sê ek is trots op elkeen wat saam met my deelgeneem het. Dit was 'n regtig lekker en goeie ervaring vir ons almal gewees. Ek dink vir ons kykers wat nie regtig die verskil ken nie, hoe sien jy die verskille tussen buite deelneem en dan binneshuis? Dit is buite deelneem het jy nog 'n kans om later in die wedloop deur te kom, en sou dit gebeur dat jou eerste stuk nie goed is nie, waar binneshuis is dit baie spesifiek. Dit is as hy geweerskoot klap, dan moet jy van die begin af of gelyk met die groep atlete wees of voor wees, want daar jou spasie vir foute maak op die 60 hekkie is baie minder as op die langer 110 meter hekkie. Maar bygesê, as jy 'n goeie
begin het uit die blokke uit, dan maak 60 hekkie die wêreld se verskil. Dan is dit baie lekker. So dit kom verskriklik baie neer op die tegniese deel wat wegspring is. Ja, verseker. Ek en coach het daarna gekyk einde van laas jaar seisoen dat my blokstaart sterk genoeg was om te kan kompeteer teen die res van die wêreld en toe het ons die besluit geneem om binnenshuis te gaan doen om te kyk kan ons hom nog sterker en nog meer verbeter teenoor wat hy reeds is, juis vir die buiteseisoen wat voorlê. Ek was gelukkig genoeg om verlede jaar vir 'n paar dae in die sogenaamde village daar by julle te kom bly vir 'n konferensie en dit het my opgeval, daar's nie top atlete oral. Daar's Olimpiese atlete wat so gereeld in Potch kom oefen daar by julle en dis natuurlik 'n ding wat Jean Verster en sy groepie gedoen het. Dit moet ongelooflik baie help om in daardie milieu te kan oefen, nie waar nie? Dit is verseker oom. Dit gee ons klomp Potch atlete en ek dink Suid-Afrikaanse atlete baie meer blootstelling vir dies wat nog nie op die vlak kan hardloop van wêreldspele en spanne kan maak nie. Om teen daai ouens te oefen en op dieselfde baan te oefen, gee dit vir ons baie meer 'n blootstelling en ek dink vir skoolkinders, as ek myself in daai skoene moet plaas, is dit 'n baie groot inspirasie vir hulle ook. En vir my ook elke keer wat ons saam met hulle oefen. Vir my en coach Sean help dit baie, omdat die is hekkie atlete in Potch waarteen ek oefen elke keer en met hulle baie raak die kompetisie net sterker en sterker om teen te oefen en myself te verbeter, dat as ons op die wêreldklas hardloop, dat dit niets is nie, dat ek al teen die ouens geoefen het elke dag wat hulle hier is, wat dit baie makliker ook maak en die blootstelling is net soveel beter vir ons almal. Franco, wat is julle volgende doel, jy en coach Sean se doelwitte, vir wat kom? Ek het reeds die naweek wat verby is, my heel eerste 110 weer gehardloop. So van nou af is dit maar net werk vorentoe vir seniors. Ek hoop om my SA titel te verdedig en om weer te vat. En dan later die jaar, soos dit aangaan, is daar Afrika kampioenskappe en Statebondspele waarna ek uitsien sou ek die span maak. Die kwalifikasies is maar moeilik en hard en daar is sterk kompetisie in Suid-Afrika met die hekkies, so dit gaan gestoei wees tot aan die einde toe, maar ek sien uit vir wat kom. Ek wou jou juist vra oor die kwalifikasie, want ons het verlede week vir Ilse Wexel nog 'n afrigter hier gehad wat self geargumenteer het dat dit effens hoog is vir baie van ons Suid-Afrikaanse atlete. Wat moet jy doen om te kwalifiseer? Hoe vinnig moet jy hardloop? Ek moet 13.27 hardloop op die 110 hekkies om te kwalifiseer. Ek is op die oomblik op 'n 13.44 pas. Dit is 'n groot sprong. Dit klink dalk na baie min, maar in die groot prentjie van 110 hekkies is dit nogals 'n groot spring, maar ek verstaan die kwalifikasies moet hoog wees. Ek verstaan hulle wil ons ook sterker kry om te sê as jy vir die Statebondspele en Afrika spele kan qualify, staan jy kans om vir wêreldkampioenskappe volgende jaar te kan kwalifiseer. So ek sien dit meer as hulle berei jou voor vir die groter prentjie in plaas daarvan om te sê ja, dis nou moeilik om spanne te maak. Sien ek dit as ons kan werk vir die volgende stap en 'n groter prent wat voor lê. Ek wil jou laastens vra, ja of nee, is 13 miskien iets wat jy kan doen oor 'n paar jaar van nou af? Verseker. Daar sonder 'n twyfel, ons gaan hom verseker kan hardloop en hopelik vinniger kan gaan. Uitstekend, Franco. Dis hoe dit behoort te klink. Ons is baie trots op jou, maat. En stuur asseblief vir Sean groete van oom Annie hierdie kant. Dit was baie lekker om met jou te gesels. Franco Leroux, een van Suid-Afrika se voorste hekkies en kortafstand atlete, wat net 2 weke terug die Afrika rekord oor die 60 meter gebreek het daar in Poland. Bly met ons, want net hierna gesels ons finansies en dan kan ons miskien hoor wat die petrolprys aan Thys se lewe doen. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite.
Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jy laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Ja, dis tyd vir geldsaake en Thys van Sail is vanoggend hier om vir ons te vertel van die jongste verwikkelinge wat die markte betref. Thys, welkom terug. As hy was lekker om hier so te wees, ek het intendeel gedink ek doen eerder volgende weer. Jy weet maar, ons doen ons nie eintlik weer in die oggende nie, maar ja, kom ons doen 'n bietjie finansies. Ek het gehoop vir so 'n paar temperature ook wat jy met ons kan deel. Kom ons meng 'n bietjie. Ons kan dit dalk iewers te inbring. En 'n verkeersverslag. Assai. Maar uit 'n helikopter. Kom ons probeer. Okay, ons sal 'n plan maak. Nee, ek dink die mense hou die finansiële nuus met valkoë dop, veral ook na aanleiding van die brandstofpryse en dies meer. Maar wat was van die grootste internasionale finansiële nuus hierdie week? Ek dink ons weer eens gaan terugkyk na die Amerikaanse Fed wat basies jy weet besluit het hulle gaan ook nie weer hulle rentekoerse aanpas nie. So hulle hou dit stabiel so tussen 3,5 tot 3,75% en dan natuurlik het hulle dit ook gehersien om ook dat basies weet uitklarings te maak as indien daar byvoorbeeld aanpassings gemaak sal word, sal dit moontlik eers in Desember wees, selfs dalk verwagtend oorgewas na kom ons sê Januarie, Februarie van 2027. Sure. So ek dink ja, dit gee ook 'n baie goeie direkte indikasie van wat Amerika se besluit is rondom die Iran tipe van konflik wat nou daar is in die Midde-Ooste, om wel ook te kan sê dat 'n moontlike langer tydperk sal neem, byvoorbeeld, jy weet, om dan nou hierdie, kom ons sê, vredesgesprekke te laat vorder, of selfs, jy weet, tot 'n rampspoedige tipe van 'n oplossing kan kom, en ek noem dit 'n rampspoedige tipe oplossing, maar dit is niks anders nie, maar dit is eintlik klaar 'n ramp. Jy weet, so, jy weet net om dit spoedig te kan probeer oplos, dink ek moet aan die einde van die dag, jy weet, op die tafel gelê word. En weer eens het ons gesien in die week daar die Iranse tipe van terugvoer na die media toe is nie wat Donald Trump se administrasie sê teenoor die media nie. So dit wys ook vir 'n persoon, jy weet, maar wie glo jy nou eintlik? Jy weet, hoe naby is ons aan hierdie konflik einde? Want ek bedoel, dit is baie belangrik vir wat so 'n ekonomiese, kom ons sê, as ou gaan kyk, jy weet, wat Suid-Afrika moet doen. Jy weet hoe ons moet beplan. Jy weet hoe ekonome moet begin beplan, fondsbestuurders begin beplan, want hierdie goeie speel tog 'n groot rol, jy weet, in jou besluitneming en jou mandjie van aandele, maar kom ons kyk maar. Ja, daai teenstrydigheid skep net verdere onsekerheid, jy Ja. weet, wat 'n mens in hierdie stadium nie kan bekostig nie. Goed, is daar enigiets anders wat jy wil byvoeg na aanleiding van hoe internasionale markte daarop gereageer het?
Kyk, as ons gaan kyk teenoor die Suid-Afrikaanse markte waar ons nou sal praat, maar die S&P 500 en die Nasdaq, hulle vat dit half oukeierig, as ek dit so kan stel. Jy weet, die woord kan gebruik oukeierig. Want as ons gaan kyk, jy weet, die Nasdaq en die S&P 500 het albei geval met so tussen 7 tot 7,5% net oor die laaste maand. So ons fokus eintlik op die laaste maand, want dis eintlik waar hierdie konflik nou maar eintlik hand uitgeruk het. Teenoor die Suid-Afrikaanse markte byvoorbeeld oor die laaste maand ongeveer so 13,6% verloor. Dit is letterlik dubbel. So dit wys jou nog steeds jou Amerikaanse mark basies, jy weet, is op pad om te gaan kyk, ja, maar waar kan hy sy kapitaal beskerm? Jy weet, op groot mates, maar solank as wat hulle rentekoerse ook onveranderd bly, jy weet, sal dit basies, jy weet, nie so sleg gaan so wat dit byvoorbeeld op ons lokale markte sal bly. Gepraat daarvan, wat is die impak op Suid-Afrika? Suid-Afrika trek bietjie swaar, wat eintlik die grootste verloder was vir ons nou tot en met dusver was hulpbronne gewees. So hulpbronne het ongeveer geval as 'n sektor met meer as 22% net oor die laaste 30 dae. Maar weer eens is dit ook maar die aanpassing rondom die goudprys, want die goudprys het gedaal van ongeveer rekordhoogtes van $5,500 na ongeveer waar hy vandag in die omgewing is net so oor die $4,400. So daai is nog 'n groot wat so 'n vervalling wat gebeur het, maar natuurlik die aandelepryse word daaraan aangepas. As ons gaan kyk byvoorbeeld na hulpbronne, soos wat ek jou gesê het, small cap, medium cap so tussen 13 tot 8%, industriële aandele so 5,6%, maar jaar tot datum ook industriële aandele geval met ongeveer so 9,49%. So dit is rooi op die markte, as ou dit so kan stel. So as jy nou wil 'n weerverslag doen, dit is donder weer. Okay, met 'n kanse van wat saam dalk bietjie sonskyn, jy weet later, andersins jy weet kan dit dalk ook 'n tornado dalk sien, jy weet op die markte. Jy weet, maar kom ons kyk maar wat gebeur op hierdie stadium, dink ek ja, moenie op jou hande sit nie, want ek dink elke tweede persoon daar buite sê ja, jy moet nou op jou hande sit, jy moet nou geen wat saam skuwe maak of enigiets soos dit nie. Maar ek is basies weet om te sê ja, maar jy kan nie net op jou hande sit en niks doen nie. So kom by 'n ordentlike adviseur uit en kry ook om te sê ja, maar wat kan ek doen vir herskommeling? Wat kan ek herskommel? Wat kan ek byvoorbeeld op kapitaal plaas? Wat kan ek eerder wat saam uitwag? Wat is my goeie aandeel? Wat is 'n goedkoop aandeel ensovoorts. So ja. Wel, daai wat jy nou beskryf het klink vir my meer soos miskole en ek weet nie, erge donderstorms waarvan ons op die uitkyk moet wees tuis. Maar goed, wat is die belangrikste plaaslike ekonomiese nuus? Ek dink as ons gaan kyk na plaaslike ekonomiese nuus, wil uit amper so klein bietjie net hier na polities toeskuif ook, want weer eens politiek speel maar tog 'n groot rol in die uitkoms van markte en natuurlik die vertrouensverhouding van internasionale markte en hoe hulle reageer. So wat baie interessant was die solidariteit byvoorbeeld met hulle mediaverklaring vroeër in die week het hulle met Fikile Mbalula het hulle uitlatings gemaak wat hulle byvoorbeeld sê ja rondom sy Hamas koneksies wat hy natuurlik het, sy verhouding met Iran, natuurlik sy baie duur vakansie wat hy in Dubai gehad het, jy weet in Desember en dan natuurlik jy weet wil 'n klompie dinge by hom en natuurlik van die ANC af ook verneem en wil hoor. En natuurlik is ons ook nie kan vergeet van byvoorbeeld die verhouding wat ons op hierdie huidige stadium het, ook met die Amerikaanse ambassade, jy weet ook met hulle ambassadeurs. So met ander woorde wat hulle daar eintlik uitgewys het wat vir my half reg is dat hulle gesê het vir die Amerikaanse regering is kyk na hierdie persoon as 'n persoon. Okay. En kyk na hierdie ou as 'n persoon en kyk na daai ou as 'n persoon en daai ou as 'n persoon. Moenie Suid-Afrika straf as gevolg van individuele tipe van verhoudings daar buite nie. En ek dink dis verskriklik belangrik. Jy weet dat 'n ou byvoorbeeld daai uitkyk moet hê, want die Amerikaanse regering het dit ook gedoen destyds met Rusland. Jy weet so hulle het sekere individue het hulle basies weet agtervolg en hulle het hulle basies weet opgevolg en hulle het opgetree. Maar byvoorbeeld as ons net daai ding kan regkry in ons verhouding met die Amerikaanse ambassade in Amerika as sulk. Jy weet net om seker te maak ook hierdie dinge gaan nog 'n groot rol speel, maar die uitkoms daarvan moenie op my en jou wees nie. En ek dink ja, dis baie belangrik. So ek dink ja, daar was 'n baie goeie stap en ek dink ja, van 'n ekonomiese perspektief af skep dit vertrouensverhouding nie net vir my ook nie. Jy weet as 'n normale belegger nie, maar ook ek dink in die buiteland wat soms is dit ook 'n skepping van daar gebeur iets. En hierdie diplomatieke verhoudings is belangrik want ek bedoel 'n mens kyk ook nou na wat gebeur het met die G7 beraad, jy weet, en die uitnodiging wat nou nie meer 'n uitnodiging is nie. Toe gegaan het. Ja, en toe waarom ons sê ja, maar ons moet nou nie daaroor worry nie. Jy weet dit word in 'n hoetjie gegooi en dan trek ons Afrika land, maar ja. Alles gaan oukeierig wees as ek jou woord mag gebruik. Goed, beteken dit dat rentekoerse nog lank hoog gaan bly? Ja, dis die ander probleem wat ons natuurlik het, is ons het in laasweek ook gesien die rentekoerse gaan wel onveranderd bly.
daai. Ek dink inteendeel ons gaan nie enige rentekoersverlagings kry in hierdie jaar nie, want ons grootste probleem is ook ons teiken van inflasie tussen 3 tot 4% gaan basies onder druk geplaas word van die tweede tot die derde kwartaal. Nou met die petrolprysverhogings wat 'n groot rol gaan speel, en dan natuurlik jy weet sanksies wat kan volg, jy weet na hierdie wat saam kom ons sê Iran se Midde-Ooste tipe van krisis wat in die gang is. Amerika is besig, so met ander woorde, dit is nie net gefokus byvoorbeeld op die Midde-Ooste nie. So daar is nie eintlik 'n kans, jy weet, dat Suid-Afrika op baie goeders nie kan gepenaliseer word nie, en dit sit die rand dadelik onder druk. Okay, so krisisse, wêreldkrisisse sit die rand onder druk. Rentekoers verlagings gaan die rand onder druk sit. So daar en byvoorbeeld as die Fed nie hulle rentekoerse verander het, plaas die rand onder druk. En dit het ons mos eenvoudig baie weer gesien. Die laaste is ons net gaan kyk, jy weet, die laaste maand weer eens 7,34% se verlies op die rand. Sure. Goed, nou hoe het die Suid-Afrikaanse markte hierdie week gevaar oor die algemeen? Ek dink oor die algemeen is dit nie te sleg nie. Ek dink die laaste week kan ons weer eens ook gesien het die kliënte en jou verbruiker daar buite het baie, ek wil nie sê relax, die woord relax gebruik nie, maar dit is meer ontspanne tipe van kope en verkope. Dit is nie hierdie krisisverkope wat ons gesien het nie. Jy weet oor die laaste paar weke nie, en ek dink ja, as 'n mens weer eens gaan kyk, die JSE het regtig vir baie goeie geleentheidsaandele. Daar's groot maatskappye daar met goeie balansstate, daar's goeie maatskappye wat basies weet hierdie tipe van krisis al gesien het en uitgesien het en nog steeds kon dividende verklaar het, en dan weer eens is dit daai om te sê, ja, maar as ek byvoorbeeld hierdie groot gediversifiseerde mandjie het, is altyd goed in markte is dit goed presteer om daai tipe van mandjie te hê. Maar as jy krisismarkte het, maak jou mandjie net 'n klein bietjie kleiner en fokus net 'n bietjie meer op sekere sektore, en dan natuurlik jy weet ordentlike maatskappye met waarde wat nog steeds deur hierdie tye basies weet nog steeds inkomste, dividende en groei kan toon. En ek dink ja, dis waar nou moet kyk. Dis ek wil gou 'n ander vraagie ingooi, want ons president het nou gesê hy en die minister van finansies, kyk jy's nou ons minister van finansies, maar die ander minister van finansies, hulle het glo slapelose nagte na aanleiding van hierdie brandstofkrisis. Ja. En hy het ook nou gesê dat die regering moet kyk, jy weet wat hulle kan doen om Suid-Afrikaners in die verband te help. Is daar enigiets wat hulle sal kan doen? Ja, kyk jou grootste probleem is die heffingsverhogings skop nou Woensdag in. Maar nou ek wil nie sê ewe skielik dit was nou maar sodat dit gaan gebeur. Maar die begrotingsgedeelte is ook Woensdag gaan dit ook inskop. So met ander woorde die belastingheffings, die RIF heffings, jy weet, so met ander woorde die regeringsgedeelte skop ook Woensdag in. So jou grootste probleem wat jy daarso het is dat verskeie tipe van ekonome en natuurlik kom ons sê maar ministers en kabinette gesit van hulle eie partye byvoorbeeld, die shadow minister van finansies, weet van sekere partye sonder enige party uit te wys, het byvoorbeeld baie goeie voorstelle aan hulle gemaak en gesê, luister maar kom ons kyk hierna, of kom ons probeer dit, of kom ons probeer daai. En daar het net eenvoudig niks van gekom nie. So weer eens wys dit net weer vir 'n mens en vir 'n verbruiker en 'n doodnormale Suid-Afrikaner dat daar is geen orde as ek kom by die dag, jy weet, om na ons byvoorbeeld te kyk wat 'n normale Suid-Afrikaner is daar buite nie. 'n Gewone ou wat 'n Polo ry, jy weet, gaan R500 wat sal meer moet betaal om sy voertuig vol te maak. Okay. Dit gaan op na R1400 toe. Okay. So as jy een keer 'n week jou kar moet volmaak om by die werk te gaan kom, gaan dit jou R2000 'n maand ekstra kos. Nou my magtig Elsa, daar's baie mense wat nie daai geld het nie. Maar ons sit met 'n regering wat dit eenvoudig hulle worry net nie daaroor nie. Dit is nie 'n bekommernis vir hulle nie, want hulle karre word in elk geval volgemaak, jy weet. So met ander woorde, meneer, dat ons in daai gesprek gaan nie. Dit was soos daai tyd by beerkrag geweest. Kom ons sit jou ligte bietjie af vir 'n slag. Of kom ons sny jou water bietjie af vir 'n slag. Of betaal jy bietjie vir petrol vir 'n slag om by die parlement uit te kan kom. Dan kyk ons wat so voel jy daaroor. Wel, ons hou die situasie dop. Thys baie dankie. Alles hoor net. Ja, spandeer die weer. Alles is okay, Raggie. Goeiemôre, Connie. Goed, maar dit is 'n baie ernstige gesprek en nou weet ons ook wat die impak daarvan op my en jou gaan wees. Bly gerus ingeskakel want ons is net hierna weer terug. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning en daar is nog heelwat op die spyskaart. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time.
At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie, saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Start your personal skincare journey today with Skin Miles, an online skincare and makeup store with over 100 brands and more than 3,500 products that have been clinically tested and that delivers on every promise. Skin Miles offers you personalized advice and service from leading skincare professionals, including Dr. Alec Nikolic, a renowned specialist in aesthetic medicine, to curate a bespoke skincare journey for every individual. Visit www.skinmiles.com. Skin Miles, your personal skincare destination. Goeiemôre, good morning. Nou ja, van Suid-Afrika se mees noordelike punt tot by die mees suidelike punt, meer as 2000 km. Dis wat hulle afgelê het in minder as 11 dae. Verlede jaar het ons met Dynamic Women for Children gesels, toe hulle nog beplan het vir hierdie merkwaardige reis. Nou is die reis egter voltooi en is hulle terug met ongelooflike stories en selfs 'n nuwe wêreldrekord. Of is dit 'n oue wat gebreek is, maar 'n wêreldrekord staan? By ons vandag is Marlene Cronje, die dryfkrag agter die Cape to Care inisiatief, om ons meer te vertel oor hierdie lewensveranderende avontuur en ook die boodskappe agter. Marlene, goeiemôre. Goeiemôre Pieter. Ek is so bly jy tot hier toe gedraf vanoggend saam met ons. Met die petrolprys saam help dit. Hoor jy net so vinnig, herinner my net weer, wat was die hele gedagte? Dit was nie net 'n fisiese uitdaging goed nie, maar wat was die dryfkrag? So die hele rede het gekom wat van ons wil 'n lyn trek van die heel noordelikste punt tot die heel suidelikste punt in Suid-Afrika, wat 'n lyn van hoop en liefde en lig is. Vir kinders en kinders wat in die nood is en kinders wat geval word deur hulle groot mense. So dit was absoluut, terwyl ons dit gedoen het, dog is wel, ons is besig om hierdie lyn te trek, kom ons probeer 'n wêreldrekord opstel. So daar was nie een nie, ons het hom, hierdie is 'n nuwe een, ons is nou besig met die offisiële registrering, het was so 3 maande so, maar ja, we did it. Dankie tog, jy het mos gehoor, ek weet nie, is dit 'n ou een, is dit 'n nuwe een, maar dis inderdaad 'n nuwe een, en dit is dan nou vir, as wat sal hy bekend staan? So ons het basies van die heel noordelikste punt tot die heel suidelikste punt, 2175,76 kilometer, in 8 dae, 16 ure, 15 minute en 56 sekondes basies, as jy net ons hardlooptyd vat. Dis ongelooflik en baie geluk, man. Ek meen, en dit was dan nou soos, was dit van Messina tot Kaapagullis, of van waar af het julle dit gedoen? Ja, ons het weggespring in Messina, by Beitbrug, net by die
by die grens en ons was basies 2 spanne van 6 vroue elk en ons het 12 ure gewerk. So ons het 12 uur die aand in Messina weggespring. Dit was ook as gevolg van die hitte, so dit baie gehelp. En dan deurgewerk, werk daai skof deur tot 12 uur die middag en dan van die volgende span oor en so het ons gewerk vir 11 dae basies en ja, so per dag het ons so tussen 200 en 210 kilometer afgelê tussen die 2 spanne in 24 uur. Genigtig. Ja. Nee, hoorie, dit wil gedoen wees, maar hierdie projek is natuurlik ook gekoppel aan Dynamic Women for Children. En hoe help hierdie inisiatief en hoe het dit gehelp? Ja, so die hele dryfkrag agter dit is die kinders wat Dynamic Women for Children, die struktuur wat hulle basies wil, wat hulle vir 18 jaar geïmplementeer het by Kameelfontein naby Rodeplaat Dam. Het ons die eerste keer toe ek saam met hulle geloop het wat 2 jaar terug was, het ek net gesien wat hierdie mense doen en gesê maar die hele land kort hierdie struktuur. En so wat hulle basies doen is, dis nie kinders wat noodwendig slegte ouers het nie, dis kinders wat nie noodwendig die finansies en die ondersteuning kan kry van hulle familie. So ons maak seker hulle is gevoed en geklee en reg vir skool en die tannies doen huiswerk na die tyd, so vanaand gaan terug na jou huis toe, kom môreoggend gaan ons weer so aan. So net om daai strukture na daai kinders te kan kyk en dis ook elke dag, maak nie saak hoe moeilik dit geraak het nie. Daar was 'n rede hoekom jy daar is en dit was groter as jouself. So elke dag as jy moeg geraak het, moedeloos geraak het, dan dink jy hierdie is groter as ek en dit is vir 'n kind se hoop en toekoms. En as jy terugkyk Marlene, daar was seker 'n paar hoendervleis oomblikke. Sjoe, meer as wat 'n mens kan noem in een gesprek. Daar was ongelooflike oomblikke. Ons het die polisie gehad wat ons ondersteun het en ek moet sê ek het nuwe hoop en nuwe alles vir ons polisie. Ons polisie het regtig saam met ons gestaan en ondersteun en die lewe vir ons so maklik moontlik gemaak. So en dan natuurlik al ons sponsors en al ons crew members en dit was 'n ongelooflike samekoms van humanity en deur die dorpies wat ons gegaan het. Die groot ding wat ons van al die hardlopers gehoor het was hulle geloof in humanity is restored. Daar's soveel negatiewe stories daar buite en deur hierdie hele ding is dit miskien moet ons net fokus op die positief want daar is soveel mense daar buite wat met 'n lied in hulle hart staan en ja, die wêreld 'n beter plek vir maak. Ja, ek dink 'n ou word so toegegooi deur media en sosiale media en die tipe van ding om net altyd die negatiewe te sien eerder as wat 'n ou weet van die goeie en die goeie is altyd in die minderheid. Maar dankie vir mense soos julle en dit is so lekker om te hoor dat almal wat hierby betrokke was so ingekoop het daarop. Nou hierdie lyn van hoop en goeters, hoop jy julle kan voortbou daarop en hoe sê julle dit graag wou doen? Ja, so wat die groot gedagte agter dit is om met mense hande te vat in die communities waardeur ons basies geloop het en daar is al reeds hande opgesteek met mense. So die idee is dat ons basies geld begin insamel in die gemeenskap want elke gemeenskap se eie behoeftes. En die oomblik wat ons in die gemeenskap koop in die projek in, dan weet ons daar's 'n in want anders kom mense en jy forceer mense in 'n rigting en dit is nie noodwendig altyd die antwoord nie. So ons moet daai tannies gaan kry in die dorpe wat in elk geval na die kinders kyk wat geen ondersteuning het nie en ons gaan okay, wat kort julle? Waar kan ons help om te wys waarom kos te sors? Help nie die ouens in Klaarstroom sorskos in Pretoria nie. Jy weet alles moet naby en in die omgewing wees. So die groot gedagte is om daai volonteërs te kry en dan die gemeenskap te kry om in te koop. Wel, baie geluk met die huidige wêreldrekord, baie geluk met die inisiatief en ek is seker oor al die nuwe inisiatiewe gaan ons eersdaags ook weer met jou gesels. Net hierna gesels ons natuurlik oor 'n ander tipe reis, so moenie weggaan nie. Kuier saam met ons hier by Goeiemôre, Good Morning. It's not every day you get to see a piece of history come alive, but this Easter weekend, that's exactly what's happening along the Garden Route. For the first time in 16 years, a steam train will run again between Hartenbos and Mossel Bay, with the iconic locomotive Sylvia building steam and making the tracks roar once more. With us today is Sean Ekstrom from Atlantic Rail to tell us more about this incredible return to a bygone era. Goeiemôre, good morning, Sean, and thank you so much for joining us. Morning, Elsa. Thanks for the opportunity. Why is the return of steam trains so special, especially after 16 years? I think it's the nostalgia. You know, for many years now, in Mossel Bay in particular, for 16 years, there hasn't been any steam. And I think we've lost a lot of the children, call it 20 years and younger, have never seen
a steam locomotive in action. So I think the nostalgia is a big thing, and I think also the history of steam locomotives. Our flagship Sylvia was built in 1930, so she's 96 years old. So seeing something like that on a railway track is something really special, and we're just so proud to be able to showcase this to the public at large. How much work goes into getting such an old steam engine running again? Look, also, it's incredible. We've got 43 staff members helping us out on a day-to-day basis. We've got 77-year-olds helping us repair the locomotive, and that starts from day one. In this case, Sylvia was ready for the scrap heap in 2016, and she was saved at that time. And last year, we did a whole recon on her, and that took the best part of 4 months, and basically day to day. So it's a lot of work. And then secondly, on all our trips that we do, she has to be steamed up at least 10 hours before the time. She has to be put in steam, and everything needs to be checked before any trip. And then once the trips have been done, she has to go through another set of tests. So it's really quite an intensive, labor-intensive job, and also quite a costing job. Yeah. Simply remarkable. What can people expect when they board this train? I mean, how does it differ from modern train travel? I think the big thing is we try and give our passengers a full experience. So we're very proud to say we've got a little ticket office and a restaurant on Hartenbos Station. So not only do you just climb on the locomotive and go for a ride, you've got the experience on the station. We've got a whole lot of memorabilia, call it a type of museum, if you will. So people can sit down, experience all, the history of a bygone era. We park our locomotive right on the station platform. There's a red carpet leading to the locomotive. Our coaches are built between 1921 and 1936. A lot of them are wooden coaches. So there's a lot of nostalgia and history when you enter that platform. And then to see this locomotive in steam is something exceptional. It's hard to describe, but it's a live thing. And to see this is something really spectacular. Who is this excursion for? Is it mainly for train enthusiasts or the whole family? No, we have made a concerted effort. We stay steam train enthusiasts, as you might know, but we want to showcase this to everybody. We want to give everybody the chance to experience steam trains. Our family grew up on steam trains, so we know what it's all about, and we want to share this with everybody. So from a grandparent taking their grandchildren, little kids to old people, everybody in between. And where can people find tickets? They can go on our website, www.scrail.co.za. And then they can click on all the events, the certain dates of next trip. Thankfully, is the 4th and 5th of April. So they can go and see on our website the dates, plus there are 3 trips per day, 9, 12, and 3. Click on register, book your ticket, and hopefully we can see you on the track. All right, we've got a couple of seconds left, but in essence, how important is it to keep these pieces of heritage alive here in South Africa? I think it's extremely important. A 96-year-old locomotive, to show that to your children or grandchildren, it's unbelievable to explain. And I know it's not for everybody. It's also a very expensive event, excursion. So, you've got to have a passion for this. And I think it's important to look after our history. If we can showcase our history, I think it gives a sense of pride to us, all. Well, thank you so much for joining us. Nou, maar daar het jy dit. Maar intussen het ons vir jou nog planne vir Paasfees, so bly ingeskakel.
Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Bye ma, bye pa. Wat? Jy gaan nie so uit die huis uit nie. Gaan trek vir jou ordentlik aan. Soek na my vellies, ek wil dans op 'n Saterdag aan. Ek soek Dit lyk beter. Sorg dat jy voor 10 by die huis is. Valley Boutique. Trek iets ordentlik aan. Jou huis is meer as net 4 mure. Dis die plek waar jy wil rustig word en vergeet van die gejaag en die geraas in die wêreld daar buite. Inkanda sê jou laat tuis voel met gemaklike en kwaliteit meubels wat plaaslik vervaardig word. Perfek vir 'n stylvolle Suid-Afrikaanse leefstyl. Kom tuis met Inkanda. Jy kuier saam met ons by Goeiemôre, Good Morning en welkom as jy sopas aangesluit het. Nou ja, ons het al 'n Paasnaweek gedagte of 2 gedeel. Hier's nog een met Paasnaweek om die draai. As jy nou nog ietsie lekkers op soek is om saam met die gesin te doen en te geniet, het ons dalk ook net die ding vir jou. Vandag gesels ek oor 'n baie spesiale plek waar donkies net kan wees en oor 'n opwindende Paasnaweek of Paasfeesmark wat ook op pad is. By ons is Albert en Laurien Leroux van Rest Your Ass Donkey Sanctuary. Nou ja, toe hartlike goeiemôre julle twee. Goeiemôre, baie dankie. Vertel net gou-gou vir my so vinnig, jy weet, van Rest Your Ass en hoe dit tot stand gekom het en wat julle presies daarso doen. Ons gaan al vir amper 10 jaar. Ons het tans 274 donkies wat ons na omsien. Ja, hulle kom almal uit slegte omstandighede, so hulle is almal rescues. So hulle by ons aankom is hulle gebroken, maar hulle sien baie vinnig dat hulle veilig is. En ja, hierso sit ons nou. Ja, baie opgewonde om hier te wees, baie dankie. Lekker my vriende, Ja. sê gou vir my, jy sê ook die donkies rus net hierso so, ek meen uit watter tipiese omstandighede sal hulle kom, jy weet, waarvoor sal mense hulle gebruik? Is dit maar vir donkiekarre of as 'n pakdier? Ja, presies dit ja. So in areas waar daar ondergemiddelde areas help ons ook donkies waar die ouens donkiekarre nog gebruik. Hulle gebruik dit om hout in te samel om te verkoop en baie van daai donkies word dan mishandel, maar daar help ons hulle. Ons gaan help hulle, ons sit nuwe halters en harnasse om hulle en ons vat weg die swepe waarmee hulle die donkies slaan en hulle slaan gebruik caravan belts om die karre te slaan en dan, of die donkies te slaan en dan vat ons dit weg en ons gee vir hulle sagte tou
om die donkies nog steeds te slaan. Dit gaan nie verander nie. So ja, die omstandighede, dis verskillende omstandighede as gevolg van mense koop en verkoop 'n eiendom, dan staan donkies op die eiendom en weet nie wat om hulle te maak nie. En dis ook dan nou waar hulle ons skakel en sê, kan ons met hierdie donkies kan ons hulle help en vir hulle huisvesting gee en ja, dan tree hulle af by ons, ja, absoluut. Laurien, en hulle sê ons die donkie is 'n wonderlike ding. Hoekom is hy so wonderlik? Weet jy, hulle is baie, mense onderskat hulle. Hulle dink hulle is dom en hulle dink hulle is hardkoppig, maar hulle is eintlik forward thinkers. So hulle gaan nie doen wat jy wil hê nie, hulle doen wat hulle wil doen wanneer hulle veilig voel. Hulle is eintlik soos groot honde. Hulle is elkeen het 'n eie persoonlikheid en hulle is regtig oulike diere. Ek dink baie mense onderskat hulle. Ja. So waar kan 'n mens, ek meen het julle net een perseel of het julle verskillende persele waarby 'n mens kan uitkom en 'n bietjie gaan loer en sien wat julle doen? Ja, ons het 3 persele. Die 4 ene is ons besig om te koop. Ons probeer so sustainable wees as moontlik en dit het grond nodig. So ja, ons het 4 persele tans. Ja, ons het 2 in Rymsig. So ons het 'n mark 1 keer 'n maand. Gewoonlik die laaste Saterdag van elke maand het ons 'n mark en dan ook het ons in Bella op die Lodge Skrikkloof Private Nature Reserve het ons ander donkies wat daar vrylik rondloop. So al die wat nie so gebroke is nie, vat ons soontoe en hulle kan daar hulle lewe aflei en ja. Lekker afsluit. Lekker afsluit, ja. Met Paasfees ook om die draai, is daar 'n spesifieke Paasfeesmark wat julle dalk beplan en dies meer? Dit Vrydag mark van 10 tot 3. Daar's 80 stalletjies. Die mense geniet dit vreeslik want die donkies loop letterlik tussen die mense. Ek wou nou net vra. Ja, so hulle druk hulle en soen hulle en vertel hulle al hulle geheime want die donkies kan nie oorvertel nie. En ja, die mense geniet die donkies verskriklik baie. Ja. So dis eintlik 'n like a donkey market. Ja. Ja. Hulle is die main attraction. Ja. En wat is julle ervaring? Ek meen, wat maak dit vir mense lekker om regtig by die donkies, as jy sê hulle beweeg tussen hulle, ek meen hulle is so tasbaar, hulle is so regtig soos 'n troeteldier dan. Dit is seker amazing vir die mense. Ja. Ek dink nie baie mense was al in kontak met donkies nie. Mense sien donkies by paaie en dan weet hulle nie eintlik waaroor 'n donkie gaan nie en hulle ken nie donkies nie totdat hulle by ons kom en dit is lekker om in die stad so fasiliteit of so plek te kan hê waar die mense kan kom kuier vir donkies. So ja, ek dink hulle geniet dit vreeslik om 'n donkie te kan vat. Ek sien hierdie groot dier wat eintlik mak is. Ja. Nou julle doen so ongelooflike werk, jy weet, as 'n sanctuary vir hierdie donkies. Jy weet, hoe kan mense betrokke raak? Is daar maniere waarby mense kan betrokke raak om julle ook net bietjie julle hande sterker te maak? Dit gaan altyd oor kostes vir ons want ons is bietjie ek sit nie sommer 'n dier uit as hy net sy been gebreek het nie. Ons is daai mense ons wat hulle onderstepoort toe hulle kry skroewe en plate in hulle bene en sulke goed. So veeartskostes is altyd die hoogste. So as mense ons kan ondersteun deur marke toe te kom, 'n donkie aan te neem, ons het 'n adopte donkie vir R150 'n maand. En jy kry 'n sertifikaat en dis nou soos jou donkie maar hy bly obviously by ons. So dis sulke goed. Fondse is maar altyd as hulle ons kan ondersteun met ons fondsinsamelings. Ons gaan ook die 19de September 'n groot fundraiser gala hê, 'n black tie wat ons baie opgewonde is oor. Ja. So as mense sulke goed kan ondersteun dan en ons kan ook Section 18 sertifikate voorsien wat nogal help vir besighede. Ja. So as daar enige corporate companies en so is, dan kan hulle nou maar gerus 'n bietjie daar na julle mark toe gaan. Jy het gesê daar's 'n verskeidenheid van 80 of wat stalletjies. Is dit maar jou tipiese kosstalletjies en daai tipe van ding of waarna kan mense uitsien? Ja, dit is maar kosstalletjies, juwele, ons het nou vrugte en groente wat hulle bybring en dan ja, mense wat handvaardige goed te maak en gewone markgoeders maar. En dan is daar ook ons het goed vir die kindertjies om op te ry, rides en jumping castles en so. En dalk 'n donkie. Nee. Ek het julle net getoets wat julle sê. Julle laat hulle lekker is. Ek wil net sê my ondervinding van die donkie en veral met die rehabilitasie daarvan en goeders. Hulle is eintlik sulke amazing diere en het elkeen 'n persoonlikheid. Net so ter afsluiting, waar kan ons bietjie meer uitvind oor die Paasnaweek en meer oor julle? Is daar webtuiste, Facebookblad? Ja, ons het 'n webtuiste. Jy kan die meeste van hulle is op ons Facebookblad. So gewoonlik is die events wat Laurien op Facebook. En die Facebookblad se naam is? Rest Your Ass Donkey Sanctuary. Rest Your Ass Donkey Sanctuary. Met die IR. Ja. En Instagram. Ja. Nou ja, toe julle baie dankie vir die vinnige inloer. Sterkte daar met die dingetjies en ek gaan verseker 'n bietjie kom kuier want ek dink daar gaan dit baie lekker gaan. Moet jy egter nie weggaan nie. Net die naam maak is musiek. 'n 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 'n
Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en as stygende lewenskostes afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Met meer as 100 takke landwyd bied PNA alles wat jy nodig het om jou kreatiwiteit uit te leef. Van potlode, verwe, kunstenaarskwaste, palette, paletmesse en selfs skilderdoeke. So wanneer die inspirasie jou lei, bied ons kwaliteitprodukte teen 'n bekostigbare prys om 'n meesterstuk te verseker. PNA kleur jou wêreld. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Reg om die toekoms in te ruim. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Soos 'n wit wyn sonder die volgende oggend se koppyn. Ja, ek wil saam met hom ronddry na die stad se liggies op sy balkonie kyk. Ek sê, hy het trok vreeslik laat. Ja, en hy kan vir ure en ure praat, maar ek staan kyk na ons net 'n maat. Ons gestoen plek is Pikkewynstraat. Al die soveel saam as die mede kan praat. Sy lys op die tafel vir my. En dan moet hy terugkeer na Bloemfontein. Soveel saam as die mede kan praat. Sy lys op die tafel vir my. So beloof jy sal terugdink aan my. As jy daar sit in Bloemfontein. Beloof jy sal terugdink aan my. In Bloemfontein. As die stad se liggies skyn. Weet altyd presies wat om te doen en ek kan hom my ken deur slegs sy fatsoen sê ja, ek wil saam met hom rondry.
Ons het sopas geloer na Zoe se nuwe enkelsnit Pikkewynstraat en sy is vanmôre hier saam met ons. Zoe, lekker. Goeiemôre, good morning. Goeiemôre. Kan jy glo nê? Dit is amper 'n jaar terug wat jy saam met ons kom kuier het. Ja. Hoe het die dinge nie vir jou verander sedertdien nie? Ja, my lewe lyk 'n bietjie anders deesdae. Glad nie daai insecure meisie. Hoorie, en vertel net gou-gou vir my Pikkewynstraat. Dis nou ons nie 'n nuwe liedjie nie. Ons wag al lank vir hierdie liedjie. Ja, ek het hom al 2 jaar terug geskryf en op my Instagram gepost. En almal het dit geloof, maar ek het soveel liedjies intussen geskryf. En toe het ek gevoel, weet jy wat, die mense hou nog steeds aan vra, dis al 2 jaar na die tyd. Kom ons bring hierdie liedjie uit asseblief. En ja, ek is baie soos excited oor hierdie liedjie. Ek hou baie van hierdie liedjie. Ons is saam met jou excited en ek seker daar's baie mense wat nou bly is het om uiteindelik opgeneem en 'n volwaardige liedjie kon vrystel. Ja. Pikkewynstraat, is dit 'n nuwe vryplek in Pretoria? Nee, ek het nog nooit daar gevry nie. Ek love net die uitkykpunt. Dit is so mooi vir my in die aand en die dag. Dis regtig my favourite spot in Pretoria. Jy sê jy skryf ook baie liedjies. Waar kry jy inspirasie vandaan? Is dit vir jou net 'n lekkerte wat gebeur? Ja. Dink jy oor die liedjies of hoe werk daai skryfproses van jou? Ja, liedjies is mos maar stories en ek wil kyk hoe mooi ek 'n storie kan vertel in 'n liedjie van goed wat met my gebeur het en soos party stukkies fiksie. Soos ek love dit om te skryf. Ja. Ja, jy weet as jy waarheid so 'n bietjie kan verbuig. Net so nou en dan, die groot deel is die waarheid. Ja. Hoorie, en Pikkewynstraat, die video is natuurlik ook by die fisiese Pikkewynstraat gedoen. Dit was seker ook nou maar lekker om net daar te wees oor dit wat jy geskryf het. Dit was fantasties geweest om daar te kon wees. Soos ek sê, dis my favourite plek. So terwyl ons daar is, kyk ek net uit en dan kan ek sommer asemhaal. En hoe het jy uitgevind van Pikkewynstraat? Ek het my beste pel toe ek hiernatoe getrek het my sin toe gevat vir die eerste keer. Dis oor wie ek actually 'n liedjie geskryf. En toe sê ek, kyk, jy wil sien, hier is Pretoria en omliggend. Dis hoe dit lyk. Op 'n paar ander dan gaan ons uit want hy het 'n motorfiets gery. So dan gaan ons met die motorfiets, dan gaan speel ons pool en dan gaan kyk ons na die liggies en dan dit was net baie van geweest. So ek wil net dit enkapsuleer in 'n liedjie. Hoorie, maar die deure het vir jou waarwyd oop gegaan en nie net sommer nie. Nommer 1, talentvol met jou musiek, jou liedjies is lekker. Dankie. En jy het 'n lekker dryfkrag aan jou en goeters. Hoe voel jy as jy moet terugkyk sê oor die afgelope jaar sedert Insecure Meisies? Jesus, my hele lewe het verander sedert daai liedjie. Ek dink voor die tyd het baie min mense geweet wie ek is, so ek het nog klein gevoel asof daar nie regtig op my is. Dit is bietjie crazy nou wat aangaan. Maar ja, dit is baie cool, dit is baie lekker. My drome word waar soos ek lewe, dit is baie cool. En is dit vir jou lekker as jy dink waar jy was, ook nou begin jy kry dat jonger mense ook begin opkyk na jou toe en sê, "Gits, jy kon dit regkry, ons het jou gevalle al so lank en hoe jy al gevorder het in jou loopbaan, nou begin jy vir hulle ook 'n inspirasie wees." Dit is so cool om dit te kan dink. Dit maak my baie gelukkig as ek meisies ontmoet by my shows. Dit bring trane tot my oë. Ek glo dit om hoop te kan skep vir mense want ek het dit gekort toe ek so jonk was ook. So dit is baie cool om mense te kan inspireer. Sou jy sê daai hoop het jy vir jouself ook maar geskep deur die liedjies wat jy skryf? Ja, verseker. Ek dink die musiek is die rede hoekom ek nog hier is vandag. So sonder musiek sou ek niks gewees het nie. Nou gepraat van die musiek, ek dink Suid-Afrika wil vir jou sien, hulle wil vir jou hoor. Hoe het jou dagboek al intussen verander? Ek sien Baba, dit is die eerste keer wat ek vlieg vir 'n show ever. So ek sien uit vir dit. Dis 'n mylpaal. Dit is so cool. So ek speel Kokka, ek speel in die bos, ek speel Liefde by die Dam. Ek is baie excited vir al my shows hierdie jaar. So daar's lekker groot feeste en dinge, nê? Het jy nie ook 'n show wat jy saam met Van Pletsen gaan doen nie? Ja, ek speel dit is by die Voortrekker Monument en ek speel Ooswes Tuisbes soos in letterlik oor 2 weke. Ek sien so uit. Ek kan sien hoe gaan daai dagboekie deur. Ja, ek hardloop en is hierdie en ek mag nie van hom vergeet nie en ek wil nie van daai. Nee, maar dit is baie cool om dit kan sê. Ek het begin laas jaar die eerste 6 maande van laas jaar nie 1 gig gehad nie. So dis sulke blessing om nou bietjie besig te kan wees. So jy knyp jouself so elke nou en dan dink jy net wow. Ja. Nou wat sien jy die meeste uit? Van die baie, of eintlik is dit onregverdige vraag, nee? Dit is 'n onregverdige vraag, want ek love net elke liewe plek waar ek gaan optree en om die wêreld te kan sien. Ek sien nog as uit om by KAK&K op te tree. Maar ek meen, elkeen is 'n mylpaal vir my van hierdie shows. In die bos, ek was nog nooit eens daar nie. Liefde by die Dam, ek was nog nooit eens daar nie. So dis baie cool. Ja. Lekker, so van die KAK&K in April tot wie weet wanneer waar in Augustus en so, jou dagboek is vol. Dankie dat jy 'n tydjie kon afknyp vir ons. Dit was baie lekker om jou hier te sien en ja, hopelik as ons mekaar weer sien, is dit dalk
op pad heen en weer, soos wat ons verby mekaar ry in Pikkewynstraat. Verseker. Dit was dit vir vanoggend. Ons is môreoggend klokslag weer terug van my en die res van die span. Hoop jy het 'n lekker dag. Ons sien jou môreoggend weer net hier by Goeiemôre, Good Morning. Lekker dag. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele.